Welkom terug by die Groot Ontbytskombuis en ons gesels met kok Willie Strauss. Nie net kok nie, skrywer, glanspersoonlikheid, batterylaaier en windwaaier energieopvanger. Ek weet nie wat jy is baie goed. Ek is baie goed. Nie goed nie, maar jy is baie goed. Ja, wel goed. Daai is ek ook. Ja. Yes, like, weet jy, kan ek jou oral saamvat om my bekend te stel? Ons het nou 'n special aan. Ons het nou 'n special aan. Okay, baie dankie. Maar Willie, kom ons praat eers voor ons nou gaan hierso. Hier gebeur iets. Is iets wat ons eers aandag gee? Nee, ons gaan nou. Okay, ek wil nie een ding moet brand nie. Nee, niks brand nie. Nou hier, kom ons praat eers 'n bietjie oor sinkhuisresepte, Willie. Waar die inspirasie nou weer vir sinkhuisresepte vandaan gekom? Weet jy, ek bly in 'n sinkhuis in Kalinin. Sorry, hoor. Ja, wel, ons het almal ons persoonlike probleme. Ons sal vir jou kommersie nou nog gee, So ek bly ons is 21 jaar daar. Ja. En so al hierdie resepte het ek daar getoets. Ja. En mense, ons is 2 keer 'n maand oop. Op 'n Sondag, ja. O, dis die klassieke ou myner sinkhuise, is daai mooi ja, monumente. Jy dink Shacks. Ja, ek dink Shaq nie, ek nie. Ek wil dit gou vertel wat het gebeur. Ja. Toe ons in die huis intrek, toe gaan ek nou en ek is so braaf en ek sê, maar ek soek hierdie kaste, maar plain, geldjie budget man. So ek gaan toe en die man sit met my, kyk my diep in die oë en ek dink, so kyk ek is gevat, wat is dit met jou? En hy praat en hy sê, weet jy, ek kan die kaste vir jou opsit, maar ek praat hele van sinkers. Hy sê, my enigste probleem wat ek weet nie hoe ek dit gaan hanteer nie, is hoe gaan ek hierdie kaste in die sink vaskry? Dit is nogal, ja, dis 'n praktiese. My moedsak in my skoene, ek sê meneer, daar is mure. Waar is die mure? Binne. Aan die binnekant? Ja. Aan die buitekant sink. Ja. So dit is buitekant sink, ja. Binnekant mure. Dit is maar so 'n bietjie hoor op in die hiërargie. Ook maar net. Willie, ons gaan in een van die resepte hier binne in jou boek is wat ons gaan maak vandag, wat jy gaan maak vandag. Ek gaan net hier sit en kommentaar lewer. Hooplik net positief. En dit is 'n tamatie breedierige tamatie beesbredie of 'n beestamatie bredie, net soos jy hom wil noem. Al wat ek vir jou kan sê, dis moose lekker. Jennifer se hart dadelik nou gesteel want sy is 'n absolute sakker vir 'n bredie tamatie beesbredie. Ja. Ek hoop hierdie gaan vir jou lekker wees. Ek bedien dit gereeld en mense is absoluut mal daaroor. Hulle gaan so vir jou sê dis sleg is nie. Nee, hulle doen. Nee. Hulle doen hoor. Of die ginseng is altyd, is daar bietjie sout, jy weet. Haai wie jy, sulke mense. Jag julle nie uit nie. Nee, ek wag vir hulle geld hulle eers betaal. Willie, ek loer te veel in potte. Ek moenie loer nie, dis nie my potte. Verduidelik vir ons wat maak ons asseblief. Ek gaan hom 'n bietjie aansit want ek het hom nou oornag stadig in 'n stadige koker. In 'n slowkoeker. Ek gaan nou maar slowkoeker sit. Sal jy jou advies is mense om 'n bredie in 'n slowkoeker maar nie gang te kry eers? Ja, weet jy, ons is so besig. Ekskuus, ek kyk die hele tyd want ek wil net vir Jennifer ook. Ja. Want sy is mooi, jy weet, dan gaan ek net so 'n bietjie. Ja, sien dat jy lelik is nie, maar kyk dit. Ja. So ek hou van 'n slowkoeker, want wat jy doen selfs vir sop, vir alles. Ja. Want jy kan dit die oggend insit. En jy kook die hele dag. Jy kan werk toe gaan, behalwe as jy nie krag het, jy gaan jy by die huis kom en kwaad wees. Maar hy kook die hele dag op sy eie. Hy kan reuke in die huis afgee en almal wat daar is mal maak. En weet jy wat maak my nog maller as wat ek is? As jy dit in die aand aansit en jy raak hier 2 uur, 3 uur wakker en jy ruik en jy dink maar jy moet slaap, maar al wat jy wil doen is eet. Dis is ek daai in die keuse. Ek hoor. Ja. So ja, ek hou van 'n slowkoeker. Dit is perfek vir 'n bredie. Nou, resep. Nou. Okay, so wat ons gaan doen, ek het dit nou klaar gekook, so ek gaan nou net so aan die resepte vat, dan gaan julle beter voel oor die hele ding. So wat ons nodig het is 1 kilogram beeskookvleis en jy kan maar enig soos daai potjie kosmix wat jy kry is perfek hiervoor. Wow.
Jy kan dit Jy hoef nie fyn gekapte fillet daarin te gooi nie. Jy kan as jy geld het, maar het nie. So As jy finansiëel onafhanklik is. ja, so jy kan dit doen. As die perfekte is om dit eers 'n bietjie as jy dit op die stoof doen. Natuurlik met jou eie. Ja. Daar kom 2, 3 eie. Nee, blaai, dis goeie advertensie blaai. Ek weet dit. Hy betaal my later. Ja. Met 'n koppie. Ja. So jy sny jou eie. Ek gaan nie vir julle wys hoe sny mense eie nie. Nee, ons weet almal hoe ons almal weet hoe sny jy eie. ja. So jy sny jou eie, jy huil, jy kry klaar. Jy sit jou 3 3 huisies. knoffeltoontjies. Ek weet daar's mense wat mos 'n gril vir die woord knoffeltoontjie. Knoffeltoontjie. Ja, is dit nie nog net 'n kok gebruik daai woord. Dit is vir my die mooiste woord. So ek kopie hom. Sit jy by en dan braai jy eers die affære. Die knoffel in die eie. Die eie, soms ek braai sommer saam met die vleis, want dit help dat die vleis kleur kry. Dat dit ons soek nie 'n vaal affære nie. Soek nie grysvleis nie. Dit is klaar winter. Ja. So dit is wat ons doen. Dan begin ons met die ander bestanddele. Het ons nog tyd? Klein bietjie, maar 'n minuut, sê. Maar ons persoon moet so kyk. Anyway, so as dit klaar is, doen ek dan dadelik is 'n liter water en een van hierdie blokkies beef geersel. Die stok Sit ek by en die stok is ek hou daarvan soos ek altyd sê ek druk hom fyn. Want dit is nou amper soos ja, want andersins is daar stukke wat ronddryf. Ja, dan sit so 'n stukkie droper neutro in die oggend in jou papsie om kry nie. Lelike ding. Ja. So en dan meng ek dit in en dan begin ek met my groentes en my lekker goed by te sit. Okay, nou mannetjies, ons gaan later 'n bietjie optel waar ons nou net jou groentes en lekker dinge gelos het en dan gaan ons aangaan met die res van die resep van hierdie tamatie beesbredie. Beestamatie. Die bredie is dieselfde. Dis maar soos speel. Nou ja, ons is nou weer terug. Hier's 'n advertensie. Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels met Willie Strauss spesifiek oor sy kookboek, 'n resep uit sy kookboek uit Sinkhuis resepte. Hierdie plek ryk soos beestamatie bredie. Ja. Dis wat ons maak, Willie. Lekker. Ons het nou begin. Ja, waar is jou kamera toe al die mense ryk? Ons het daar net cheap seats. Ryk hom. Ons het ons 'n kilogram vleis ingesit. Ons het 'n ei gekap. Ons het 3 tone knoffel ingesit. Ons het beefstok met 'n liter water gemeng. Dis daarin. Dis hierdie. Dit is wat ons het. So nou gaan ons verder. Nou sit ons die laurierblare in en die lekker ding van 'n laurierblare is ek het nou vir spesifiek die lelikes gesoek. Ja. Want lelikes verdien ook 'n plek in die samelewing. Is gewoonlik mos die mooi mense wat op die TV is. So nou verdien die lelikes ook 'n plekkie in die samelewing. So jy gooi dit by of jy voeg dit by baie elegant in. Dan sit jy vat 6 stukkies ek het nou gisteraand hierdie spek gehad. So niemand gaan met jou raas nie. Ja. Dit reepie spek. Ja. 6 stukkies reepie spek. Sny jy fyn gekap. Dit gooi jy by. Skus, ek nou stop. Hoekom gooi jy spek by die beef? Dit verdiep die geur. Okay. Want nou kry jy daai rokerige smaak by. En natuurlik is klein stukkie vark. Dis is ek wat nie vark eet nie. Eet hierdie vark want dit groei aan 'n vark bo. Ja, klein bietjie vark is altyd goed. Ja. Ek sê altyd roep jy. So nou sit ons en dan nou daarby kom ons 4 wortels, willetjies gekap, los 'n vinger uit. Ja. Dit kom daarby. Dan een seldery stingel. Hierdie was vanoggend nog styf, maar nou is hier probleme. Ja, ek weet dis maar dis die ry hier na. Dis maar die lewe is diep, nou ja. En dan 2 aardappels. Ja, as 'n knopperig een. Jy sien, hierdie ene as ek aanhou eet soos ek op die oomblik eet, gaan lyk binnekort. Ek is ook daar. Ek binnekort 'n spuit nodig hê. My dokter kyk jy's vanoggend. Spuitjie. Dan gaan ek so lyk. En toevallig, ek weet nie of jy dit naby kan sien nie, maar hierdie een het 2 oë ook. Ek het dit nie in 'n neus nie. Ek het dit nie gesien. Dis nie 'n blinde aardappel nie. Hy het oë. Nee. Blinde sambok, maar okay. Daai kom by.
2 Dan- aardappels. 60 ml appelkoeskonfyt, dit is vir die soetigheid. En ook appelkoeskonfyt gee smaak. Dan is daar 50 ml bladjan. Ek noem dit bladjang, maar toe ek op 'n radiostasie oor die vingers Toe wys jy jou terug. Ja, die het getek. Wie praat met jou mond? Smos net jy. Dus en ek kan ons praat soos Bladjang. ek hom wil praat. Bladjang. En dan 1 blikkie, hulle borg ons nie so, ek gaan dit so maak. Ja. 1 blikkie tomaties en ek hou van die tomatie in die tomatiesap. Ja. Want dit gee ekstra geur en dan 1 blikkie, ek het nou ons kon nie blikkies gister by ons winkel kry nie, tomatiepuree. Kom by en dan 15 ml woestersous. 'n Mens kook nie sonder 'n woestersous. Dankie. Ek weet nie hoe julle daaroor voel nie. Ek voel ook so. Maar ek hou van 'n stukkie woestersous. Dit is vir my goed. Breedie, 'n maalvleisie, woestersous. En dan sout en peper. Swart peper saam met bees. Ja. Wit peper saam met skaap. Wow, Dis baie wit peper belangrik. saam met skaap, Swart peper saam met bees en hoender. en Dit is nogal belangrik dat jy wit peper. En dat ek gou vinnig vir jou vertel. Weet jy wat gebeur? Ek het altyd my ma se kos probeer maak en haar proe dit nooit soos ma nie. Ek weet nie wat, want sy verduidelik dit vir my op die foon. En dis die peper. Peper maak 'n groot verskil. Daar's 'n groot verskil tussen wit peper en swart peper. En moenie vir my vra wanneer is die watter korrel ryp nie, want ek weet nie. bees en hoender, Weet jy hoe 'n swart Swart. peper, skaap. wit peper. Peper, Altyd okay. wit peper. Alraai, so leer jy mens 'n stukkie. Dan nou, as die goedjies bymekaar is, nou prik kook, gaan jy keer daarmee hoe lank? Weet jy, as jy hom op die stoof sit, hou ek daarvan om die volgende te doen. Ek kook dit 'n uur lank bo op die stoof en dan sit ek hom in die oond vir nog ten minste 2 ure om te bak. Dit voel vir my die geure word dieper en lekkerder as hy bak. Trou met mekaar. Hulle Hulle daar trou woord met toe maak mekaar. hoe ek sê ons paarte, ons pakbokse. So dit is vir my nogal, ek hou daarvan om dit 'n bietjie te bak en dit help ook dat die vog minder word. O, liewe land mens. Ekskuus, lekker. ek kry net gou nog so 'n bietjie. Ja. Okay, en as op die slow cooker is? Die sloukoeker oornag. Okay. So jy kan werk op 6 na 8 ure toe in die sloukoeker. Maar wat ek ook doen is ek doen dit nog steeds in die sloukoeker, dan sit ek dit in 'n oondpan. Vir ten minste 'n uur op 180. Dan raak jou souse raak minder, die geure raak baie meer intenser en jy bedien hom met 'n lekker rys of 'n stukkie brood. Kan dus jou nader loop. Ja. Is hierdie ding op 'n rys, nê? As 'n rysie sousie so O ja, hy moet en hy moet daai geluid ook maak, anders is dit verkeerd. Ek is so Jennifer, opgewonde. staan nader. Jennifer, Was lank is so Ons het die opgewonde rys, ons oor het nie dit. 'n basis nodig vir hierdie. Nee, wat? Ons gaan reguit na die groot gif toe. ons het ons eie basis. Ek kyk vir die opgewonde maak hierdie my. Ek was lank so opgewonde vir enigiets. Ek is so 'n bietjie ontstel dat ek nie 'n lepel het nie. Ek So is ek het vir jou. O. Maar hierso. Is al wat ek nou vir jou nou kan doen. Ek weet nou nie of hy al goed warm is nie, maar ek het nou probeer. Brandhout. Hoortjies TV, hoortjies. Praat jy met die TV? Okay, en dan julle, dit is baie lekker om vanoggend hier te wees en hierdie is 'n intense lekker gereg. En julle kan dit regtig maar maak. Jy kan dit maak vir die oggend, jy kan dit maak vir die middag. Ons hou daarvan en natuurlik wat gebeur is, die tweede dag na jy dit gemaak het, ja! is dit nog lekkerder. So as ek spesiale gaste het wat kom kuier en ek hoop julle gaan by my Ja. kom kuier eendag, dan sal ek dit maak 2 dae voor die tyd. En hom klaar bak en hom net weer warm maak. En 'n ligte slaaitjie by hom, so jy het regtig nie jy het nie 'n groot partytjie nodig as jy so 'n geurende gereg het nie. En al hierdie goed saam maak net vreugde. En jy maak hoef vreugde. regtig nie jou beste vleis te koop om hierdie breedie te maak nie, omdat al die geure saam Werk mooi. werk saam en gaan 'n gewone goedkoop vleisie gaan dit duur en lekker maak. Willie, dit is fantasties. Ek bedoel kyk nou daai mooi vleisie. As dit 'n goeie vleisie is, dis 'n luukse vleisie hierdie. Willie Strauss, as jy sy kookboek sink, huisresepte in die hande kan kry, mens doen dit.
En ja, dankie Willie vir jou menswees en moeite. Dit is 'n verskriklike plesier. Ons kuier binnekort weer. En bovenal vir die breedie. Nee, hier is fantasties. Jy kan elke dag kom. Baie dankie. Dankie. My nie. Ja, maak 'n plan. Ons sien julle nou weer. Willie, dankie ons gaan die pot nie uit hierdie plek Dankie, en wat nee, gaan hier. Ek is sien julle julle se. weer. Ons is nou weer daar. Hier. Pot nou weer.